Volkrig het nie hierdie brief geskryf omdat dit maklik was nie. Hy het dit geskryf omdat dit nodig was. Ons staan op 'n kruispunt, 'n ernstige kruispunt. Nie net Afrikaners nie, nie net breingemeenskappe nie. Elke persoon in die Weskaap wat ooit gestem het en gevoel het dat hulle stem in leekamers verdwyn het. Elke persoon met 'n taal praat wat die nasionale projek as tweederangs behandel het. Elke persoon wat 'n beskawing gebou het wat die regering probeer vernietig. Ons het ons plek in die geskiedenisboeke verdien. Ons stryd nou is om ons plek in die toekoms te verseker. Nie as vlugtelinge in 'n vreemde land nie. Nie as 'n minderheid wat genadiglik toegelaat word om te bly nie, maar as 'n vry volk wat homself regeer, sy eie waardes kies en sy eie toekoms bou hier in Afrika waar ons nog altyd was. Hierdie is ons tuiste. Geskiedenis onthou die mense wat redelik was toe redelikheid nutteloos was nie. Dit onthou die mense wat die oomblik duidelik genoeg verstaan het om daarop te tree. Volkrig het nou sy deel gedoen. Hy het die brief geskryf, hy het die argument gemaak. Hy het die moed gehad om dit hardop te sê toe ander stil gebly het. President Trump, u die wêreld reeds vertel wat hier gebeur. Nou vra Vol u om die volgende stap te doen. Onderskryf die reg van die mense van die Weskaap tot 'n referendum. Praat direk met Pretoria en met Kaapstad. Maak duidelik dat die demokratiese uitkoms gerespekteer moet word. Nie omdat dit liefdadigheid is nie, omdat 'n vrye, westeggerigte republiek aan die suidpunt van Afrika in elke westerse nasie se strategiese belang is. Ons wil nie vlug nie. Ons wil bou. Ons het altyd gebou. Al wat ons vra is die reg om vir onsself te besluit hoe ons dit gaan doen. Die vlam brand nog. Die CIG het dit aan die wêreld gewys. Help ons om dit te hou.